Goeiedag aan al ons kliënte. Ek is Janko Sieberhagen, 'n vernoot by PSG Wealth Outeniqua. En gegee die huidige onsekerheid in markte en wesenlike dalings, het ons dit goed gedink om 'n video te maak om hopelik vir ons kliënte 'n bietjie gerusstelling te gee. So ek dink die eerste ding wat vir ons belangrik is daar's 'n proses wat ons kliënte beskerm wanneer ons wesenlike dalings in markte sien. Vir ons kliënte wat inkomste trek uit hulle portefeuilles uit, het ons gewoonlik gemiddeld 3 tot 5 jaar se inkomstebehoefte wat in konservatiewe bates is, soos kontant, wat glad nie wisselvalligheid ervaar nie, en hoef ons geen aandele te gaan verkoop om aan jou maandelikse inkomste te betaal nie. So ek het vandag ook vir Ben Vermeulen saam met ons, my mede-vernoot. So Ben, as ons 'n bietjie kyk na die markte, wat doen ons op hierdie stadium? Maak ons enige bewegings en hoe sien ons dit vorentoe? Janko, baie dankie. Ja, ek dink as ons na ons portefeuilles kyk, dan gaan ons op die oomblik nie te veel doen nie. Ons portefeuilles is baie goed gediversifiseer tussen 'n klomp verskillende bateklasse. Ons sit met kontant, ons sit met buitelandse aandele, ons sit met buitelandse effekte en ons sit met plaaslike aandele. En alhoewel alles op die oomblik negatief is daar tog 'n bietjie beskerming wat ons kry deur die verswakking van die rand. Dan in die aandeleportefeuilles probeer ons regtig om kwaliteit maatskappye met sterk balansstate te koop, en ons glo ook hierdie maatskappye sal aan die ander kant net sterker uitkom en dat ons deur hierdie daling sal kom. En as ons terugkyk, ek bedoel ons het al sulke dalings ervaar in die verlede. Wat was die opeenvolgende opbrengste gewees? Janko, ons het oor die naweek 'n bietjie navorsing gedoen en ons het gesien dat waar ons sulke groot 2 of 3 dag verliese gehad het, dat die 1 jaar, die 3 jaar en die 5 jaar opbrengste baie goed was in die daaropvolgende tyd gewees. Soos ons glo ook dat president Donald Trump nie hou daarvan om negatiewe markte te sien nie, en dat hy hierdie heffings van hom wil gebruik om te onderhandel met ander lande. En sodra hierdie onderhandelinge afgehandel is, dink ons markte kan baie vinnig herstel. Ja, so ek dink ons boodskap is, hierdie is die prys wat jy betaal vir beter opbrengste oor die langer termyn, en maak nie saak hoe moeilik dit is nie, is ons boodskap, wees rustig, ons hou die goed dop, en onthou dat jou grootste risiko tydens markdaling is nie die feit dat die mark daal nie, maar is hoe jy reageer tydens hierdie markdaling. Ons gesels weer, totsiens. Totsiens.